Jesus was glad nie 'n populêre figuur by die Joodse leiers nie. Hulle het nie gehou van wat hy sê nie, hulle het hom probeer verkeerd bewys, en op die ou einde besluit hulle moet hom heeltemal uit die weg ruim. Hulle hou toe 'n vergadering, en tydens die vergadering kom een van hulle leiers na vore, en hy doen 'n goeie woord vir die Here. Hy sê vir hulle, luister man, jy kan nie net hierdie man veroordeel nie, gee hom 'n kans om sy saak te stel. Dit was Nikodemus wat dit gedoen het. Nou Nikodemus het 'n sagte plek vir die Here gehad. Ons sien dat hy in die nag by die Here gekom het en gesê het, vertel vir my meer. En ook na die dood van die Here het hy ook gesorg dat die Here Jesus se liggaam versorg word. Nou was die Jode glad nie beïndruk deur dit wat hy gesê het nie. En ek lees Johannes 7 vers 52. Hulle sê toe vir Nikodemus, een van die fariseërs, jy kom tog nie ook uit Galilea nie. Ondersoek die skrif en jy sal sien dat God niemand wat uit Galilea kom as profeet roep nie. Nou hierdie opmerking, 'n sogenaamde aanhaling uit die skrif. Hulle sê, jy geleerde, gaan soek die skrif, ondersoek die skrif, en jy sal uitvind jy maak 'n groot fout. God stuur nie 'n profeet uit Galilea nie. Nou dit was totaal en al verkeerd. Nikodemus het, ek weet nie hoe reageer nie, ons sien nie dat hy enige iets gesê daaroor nie, maar as jy byvoorbeeld in Jesaja 8 vers 23 lees, dan sal jy sien dat Jesus wel uit Galilea gekom het. En behalwe dat Jesus 'n profeet was uit Galilea, in weersprekend met wat hulle sê, was Jona ook 'n profeet uit Galilea. Lees byvoorbeeld 2 Konings 14 vers 25, en die dorp waaruit hy kom is deel van Galilea. So Jona was ook uit Galilea. Maar dit het eintlik, dink ek, oor meer as dit gegaan. Die gedagte was dat Jesus eintlik die Messias was, en dat die Joodse leiers dit glad nie kon aanvaar nie. En selfs om dit te probeer sê, dit te probeer bewys, praat hulle bloot van hom as profeet, maar eintlik het hulle hom as Messias verwerp. En daar maak hulle die groot fout om die skrif verkeerd aan te haal. Nou, ek het al baie dikwels gesien dat mense die skrif verkeerd aanhaal om hulle eie saak goed te maak. Miskien het jy dit ook al gesien. Ons kry WhatsApps en Facebook boodskappe ensovoorts. En as jy nou mooi gaan luister wat die persoon sê en die tekste wat hulle aanhaal gaan nalees, dan kom jy agter. Hier word die skrif verdraai en gebruik om sy eie opinie te ondersteun. En dit is verkeerd. En ek dink ons behoort ook baie versigtig te wees om dit wat ons glo, dit wat ons verkondig, dit wat ons verwag, dat ons dit werklik op die woord van die Here sal skoei en dat daar genoeg ondersteuning is vir dit wat ons sê. En ek dink dit bly maar 'n belangrike beginsel vir elke gelowige. Ons geloof is in Christus, soos wat dit geopenbaar is in die skrif. Kom ons volg die skrif getrou, leer dit, lees dit en maak dit deel van ons lewe. Loop mooi.